Sneeuwwitjie en die 7 dwergies. Lang gelede was daar 'n prinses. Haar naam was Sneeuwwitjie. Sy was 'n beeldskone prinses. En soos alle prinsesse het sy in 'n kasteel gewoon. Haar stiefmoeder, die koningin, het ook in die kasteel gewoon. Die koningin het 'n towerspieël gehad. Elke dag het sy in die spieël gekyk en dieselfde vraag gevra. Speeltjie, speeltjie aan die wand, wie's die mooiste in die land? Die spieël sy antwoord was altyd dieselfde. U, o koningin, is die mooiste van almal. Maar eendag is die spieël se antwoord anders. Sneeuwwitjie is die mooiste in die land, sê hy. Die hoogmoedige koningin word toe baie kwaad. Sy wil die mooiste in die land wees. Die koningin laat die houtkapper roep. Neem Sneeuwwitjie weg, sê sy vir hom. Sy moet nooit weer na die kasteel terugkeer nie. Jy moet haar doodmaak. Die houtkapper neem Sneeuwwitjie diep in die woud in, maar hy kan dit nie oor sy hart kry om die dierbare prinsesie dood te maak nie. Hy is te lief vir haar. In plaas daarvan sê hy, maak dat jy wegkom, my kind, gou, jy moet vir die koningin wegkruip, sy wil jou doodmaak. Sneeuwwitjie hardloop so vinnig as wat sy kan deur die bos. Dit is baie donker onder die bome. Sy hoor aaklige geluide, maar sy hardloop net verder. Uiteindelik kan Sneeuwwitjie nie verder hardloop nie. Sy val op die grond neer en huil en huil. Sy raak aan die slaap. 2 hasies hop nader om by Sneeuwwitjie te kom sit. 'n Klein voeltjie vlieg nader en sing vir haar. Toe kom 2 bokkies agter haar staan. En 'n wasbeer en 'n skilpad kom sit by haar voete. Sneeuwwitjie word wakker en sit regop. Sy is nie meer bang nie, want die diere is by haar. Die vriendelike diere lei haar met 'n paadjie af. Kort daarna kom hulle by 'n klein huisie. Sneeuwwitjie klop aan die deur. Is iemand tuis? Roep sy. Die diere stoot die deur oop. Sneeuwwitjie gaan saam met hulle die huisie in. Sy sien 'n tafel en 7 klein stoeltjies. Daar's ook 7 klein bakkies. Liewe land, sê sy, hier woon seker 7 klein kindertjies. Ek wonder waar is hulle nou? Sy stap kombuis toe. Wat 'n gemors! Daar is oral vuil skottelgoed. Dis seker 7 morsige kindertjies, sê sy. Ek dink ek sal die huis gou vir hulle aan die kant maak. Dan sal hulle miskien sê ek kan by hulle bly. Sneeuwwitjie spring aan die werk en begin die vloer was. Daarna was sy al die vuil skottelgoed. Die bokkie en die hasie help haar. Toe alles skoon en aan die kant is, gaan Sneeuwwitjie en die diere boontoe. Daar sien sy 7 klein houtbedjies. Sneeuwwitjie gaan lê en raak gou aan die slaap. 'n Entjie daarvandaan is 7 klein mannetjies besig om by 'n grot uit te kruip. Hulle het heeldag daar gedelf, op soek na diamante. Nou is dit tyd om huis toe te gaan. Terwyl hulle deur die bos stap, sing hulle. Hy hou, klaar met werk en huis toe. Die 7 dwergies stap na dieselfde huis toe, waar Sneeuwwitjie heerlik op 'n paar van die bedjies lê en slaap. Dit is hulle huis. Daar brand 'n lig in ons huis, sê een van hulle. Iemand is seker op binne, sê 'n ander dwergie. Hulle is effens benoud. Stilletjies sluip hulle in die huis in. Hulle kyk oral rond. Die vloer is skoon en blink, sê die een dwergie. Die skottelgoed is silverskoon gewas, sê die ander een verbaas. Wie dink julle dit gedoen? Vra die derde een. Een vir een sluip hulle by die trappe op. Miskien kruip iemand daar weg. Hulle stoot almal aan die deur. Skielik gaan dit oop en die dwergies val by die kamer in. Sneeuwwitjie word wakker van die lawaai. Sy gaan sit regop met haar oë wyd oop. Liewe land, sê sy, julle is nie kinders nie, julle is klein mannetjies. Dis reg, ons is die 7 dwergies, sê een van hulle. Maar wie is jy? Ek is Sneeuwwitjie, sê die mooi prinses. Ek is Dok, sê die dwergie met die klein brilletjie. Hy is seker die leier. Ek is Sonskyn, sê die klein mannetjie met die vriendelike glimlag. En my naam is Knorpot, sê die een met die suur gesig. Ek is Skaamjan, sê die 4de dwergie. Hy kyk nie na Sneeuwwitjie nie. Hy vat net skamerig aan sy baard.
Ek Snyter, sê die volgende een en begin weer nies. My naam is Slaapkous, sê die 6de dwergie en gee 'n lang gaap. En dis Domkop, voeg hy by terwyl hy na die klein mannetjie langs Sneeuwwitjie wys. Hy sê nooit 'n woord nie. Die 7 dwergies lei Sneeuwwitjie onder toe. Dit is al laat en hulle is baie honger. Sneeuwwitjie maak vir almal lekker kos. Dis maklik met so baie mense wat kan hand bysit. Dis die heerlikste kos wat ek nog ooit geëet het, sê Sonskyn. Selfs Knorpot lyk nie so knorrig soos gewoonlik nie. Dit voel soos 'n partytjie omdat Sneeuwwitjie by hulle aan tafel is. Laat daardie aand sit die dwergies in 'n krim om Sneeuwwitjie. Die prinses vertel vir die dwergies van die nare koningin wat haar wil doodmaak. O Sneeuwwitjie, jy moet hier by ons bly, sê Dok. Ons sal jou wegsteek, sodat die koningin jou nooit sal kry nie. Die volgende oggend gaan die dwergies weer werk doen. Moenie vir enige iemand die deur oopmaak nie, waarsku Dok. Die koningin is dalk op soek na jou. Maar die koningin is nie op soek na Sneeuwwitjie nie. Sy kyk in haar towerspeel en vra, speeltjie, speeltjie aan die wand, wie's nou die mooiste in die land? Die speel antwoord, Sneeuwwitjie leef nog en sy bly in die huis van die 7 dwergies. Sy is die mooiste van almal. Hoe is dit moontlik? Sneeuwwitjie leef, skreef die bose koningin kwaad. Ons sal sien vir hoe lank nog. Sy hardloop by die styl wenteltrap af na 'n geheime kamer onder die kasteel. In daardie donker plek gryp die koningin 'n stowwerige bottel van die rak af. Sy neem 'n groot sluk van die ou bottel. Poef! En daar verander sy in 'n lelike ou heks. Toe vat die heks nog 2 bottels, 'n groene en 'n rooie. Sy gooi die vloeistof in 'n groot ysterpot en sy maak 'n towerbrousel aan. Daarna doop sy 'n appel in die pot. Een happie hiervan, sê sy, en Sneeuwwitjie se oë sal vir ewig sluit. Ha ha ha. Die heks neem die towerappel na die 7 dwergies se huis toe. Daar kry sy vir Sneeuwwitjie en haar dierevriende. Is jy alleen, hartjie? Vra die bose heks. Hier is iets vir jou. Neem gerus een van my heerlike appels. Dankie, sê Sneeuwwitjie dankbaar en sy neem 'n groot appel. Skielik val sy op die grond neer. Haar oë is toe, soos in 'n diepe slaap. Ha ha ha, lag die bose heks. My towerbrousel het gewerk, Sneeuwwitjie slaap. En ek hoop sy slaap vir ewig en vir altyd. Maar die koningin sien nie dat die prinses se dierevriende blitsvinnig in die bos verdwyn nie. Die diere hardloop reguit na die 7 dwergies se grot toe. Daar's fout, sê Dok. Sneeuwwitjie is seker in die moeilikheid, sê Sonskyn. Die 7 dwergies haas huis toe om die prinses te help. Die bose heks sien die dwergies naderkom. Sy begin hardloop. Sy hardloop so vinnig dat sy nie voor haar kyk nie. En dit is toe die einde van die bose ou koningin. Toe die dwergies by Sneeuwwitjie kom, sien hulle sy's in 'n diepe slaap. Word wakker, sê Dok terwyl hy aan haar hand pluk. Word wakker, Sneeuwwitjie, word wakker asseblief, sê die ander. Maar wat hulle ook al doen, kan hulle nie die prinses wakker kry nie. Die dwergies maak 'n pragtige goue bed. Hulle lê Sneeuwwitjie daarop neer. Dag na dag hou hulle by haar wag. Dag na dag sit hulle blomme by haar, maar die prinses slaap rustig voort. Die tyd gaan verby. Toe, op 'n dag, ry 'n prins op sy perd deur die bos. Hy het gehoor van die prinses wat daar op 'n goue bed slaap. Die aantreklike prins sien die slapende prinses. Hy besef sy is nog mooier as die blomme om haar bed. Hy kniel en soen haar op haar rooi lippies. Sneeuwwitjie maak haar oë stadig oop. Uiteindelik is die bose towerkrag gebreek. Sy sit regop en glimlag vir die aantreklike prins. Hoe bly is die dwergies nie? Hulle lag en sing en dans van pure plesier. Die prins help Sneeuwwitjie op sy perd en saam ry hulle na sy kasteel toe. Daar het hulle getrou en vir altyd en gelukkig saamgewoon. En die dwergies? Hulle het baie by die tweetjies gaan kuier.